Goeiemôre broers en susters. Het het nou amper voorgekom of ek wag vir die pastorie om in te beweeg voor ons begin. Baie welkom vanoggend by die spesiale geleentheid. Elke Sondag is 'n spesiale geleentheid waar ons saam kom as gemeente. Maar elke oggend is so ekstra spesiaal. En ek hoef nie te sê hoekom nie. Nie net omdat ons kinders ook so 'n bietjie, baie van hulle nie almal van hulle nie, maar is daar 'n paar kinders in die kerk vanmôre wat nie normaal hier is nie. Want hulle hier is, ons moeders hier is, ons oumas hier is, en ja, mag dit vir elkeen van julle 'n spesiale geleentheid wees vanmôre en vandag. Mag Here julle sommer vandag bederf, ook met sy liefde en sy genade. Ek het so 'n paar afkondigings wat ek onder die aandag wil bring. En die eerste ene is juist vir ons tieners van graad 7 af en op. Vanaand begin ons splinter nuwe jeugaksie by die vierkant, Acton Space. Dis om 17:30, is 5:30 tot 7:00. Nou, so vinnig, julle het seker al gehoor, maar daar's 'n benaming, 'n thin place, wat verwys na 'n plek waar ons nader voel aan God. Voel asof die hemel nader kom. En toe ons gedroom het oor die jeugaksie, toe het hierdie benaming thin space opgekom by ons. En skep ons daarom 'n ruimte waar ons tieners, ons jeug, nader kan kom aan God en God nader voel aan hulle. So ons fokus gaan regtig wees om die kinders te bedien op alle vlakke. Hulle gaan speel, hulle gaan pret hê, hulle gaan geestelike input kry, hulle gaan lekker praise en worship, hulle gaan lekker energie wees. So ons wil regtig uitnooi om kyk wat gebeur vanaand, om word deel daarvan. En ons gaan nie net 'n dingetjie op die kinders afdruk nie, hulle gaan vanaand ook deel word van die hele proses oor hoe hierdie jeugaksie verder gaan groei en gaan ontwikkel en die spesifieke ruimte waar dit gebeur. So ons nooi julle regtig uit om deel te wees daarvan. Dan donderdag 13 Mei om 9:30 het ons 'n boeredag by die UV saal. Dit begin 9:30, 10:00 is daar ontbyt en dan 11:00 is die spreker Corny Swart, die vorige president van Agri Wes-Kaap. Hy gaan so 'n bietjie die boere toespreek, motiveer. En om 12:00 gaan Robertson dankie sê vir die boere vir hulle 'n ongelooflike groot bydrae wat hulle lewer in die gemeenskap. En dan 1:00 is ons 'n samentlike hemelvaartdiens in die moederkerk. En meneer François gaan die prediker wees by daai geleentheid. Sondag wat kom, die 16de Mei, om 7:00 die aand begin ons Pinksterreeks hier by ons. En ek het skuif nie daar by so 'n bietjie aan die dofkant geesvervulde kerk, hoe die Heilige Gees ons gemeenskap impakteer en verander. Ons gaan die hele week van Sondag aand af tot Vrydag aand toe gaan ons rondom dit met mekaar gesels, verskillende temas met die verskillende predikante, Dominique Ken, ek, meneer François en meneer Jan gaan hanteer. En dan sluit ons die geleentheid af Sondagoggend met 'n gesamentlike Pinksterfees, nagmaal, ook hier in ons kerkgebou. Dis almal hartlik uitgenooi daarna toe. En dan baie belangrik, volgende week in donderdag aand het ons goed gedink om soos 'n bietjie ietsie spesiaal beskikbaar te stel by die kerk. Natuurlik teen 'n donasie van Pieter Vaas. Dit R25. R20, ekskuus, ek het dit oomblik vergeet dat dit R25 is. Ons verkoop jaffels die donderdag aand, die by die kerk teen R25 'n jaffel. Ekskuus, R20 'n jaffel. Met R25 vasgesteek. Maar jy kan bestellings by die kerkkantoor plaas voor dan. Ons wil verkieslik maandag die getalle hê. Daar sal waarskynlik 'n paar ekstra's wees vir mense wat dit vergeet het, maar ons wil graag volgens bestellings werk sodat nou lekker gaan wees. Jy kom Pinkster toe. As ons klaar is, dan haal jy jaffels. Lekker, jy ken ons bazaar jaffels. Ons karnaval jaffels met die geboorte in. Dis nie sommer net enige jaffels nie wat Pieter dit vir ons maak. Dan kan jy jaffels saam tot huis toe en lekker gaan smil daarvan. So bestel asseblief daarvan by die kerkkantoor. Dis so 'n vooraf poging van ons karnaval wat die 16de Junie is. Ons sal later soms nog 'n bietjie meer inligting daarvan ook deurgee. Kom ons word stil. Ek dink baie van ons het dalk so tydjie nodig om 'n bietjie rustig te raak. Ek weet ek het. As mens voorberei vir 'n Sondaggeleentheid en
klein tegniese goedjies soos 'n rekenaar wat nie meer wil werk nie, kom ewe skielik in die prentjie in, dan hardloop mense kop en allerlei rigtings. Dan is jou ingesteldheid net heeltemal anders. Dalk is daar van julle wat ook so voel vanmôre. Wat voel maar, joh, ek is nog nie hier nie, ek is nog nie by hierdie erediens nie. My kop is nog in 'n ander spasie. Nou God kom en hy kom nooi ons om nou vir 'n oomblik stil te word. So kom rus by sy voete. In sy spasie in te beweeg, sodat ons hom kan hoor, kan ervaar. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed. Here, as ons aan U dink, dan dink ons aan U as die skepper God. Ons dink aan U as die wat alles gemaak het, en ook vir my en vir elkeen van ons wat hier is vanmôre. Ons dink aan U as die groot koning, die wat heers, wat regeer, die wat op die troon sit. Ons dink aan U as die verlosser, die wat vir ons die kruis gesterf het, vir ons opgestaan het uit die doodheid, sodat ons vir ewig kan lewe saam met U. Ons dink aan U, Here, as ons God, vir wie ons laag wil buig en aanbid en ons hele lewe voor wil gee. Maar dankie dat U ook vir ons 'n Papa is, 'n Vader is, 'n Vader wat ons wil beskerm, wil toevou met sy arms, ons veilig wil laat voel. Mag ons vanoggend iets daarvan ervaar, en mag hierdie diens U kom groot maak vir wie U is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Namens die Here Jesus Christus kom groet ek julle vanmôre. Mag sy genade en sy vrede in oorvloed by elkeen van julle wees. Ons gaan die Here loof en prys met 'n paar lekker liedere nou. Ons het kinders hier by ons, so ons gaan begin met so 2 lekker kinderliedjies. Nou die van ons wat nog jong van gees is, jong van hart is, en nog die kind in ons erken, en die energie wat die kind in ons nog wakker maak elke dag. Kom ons omarm daai kind in ons, en kom ons sing hierdie lekker liedjies saam met die kinders, en as die groot mense weet wat die bewegings is, plys dit asseblief saam. Ons gaan begin met God is so groot, so sterk en so magtig. Ons praat vanoggend so 'n bietjie oor die beskerming van God, en kom ons sing hierdie liedjie ook tot eer van die Here, lekker saam. Yeah.
die heerskappy te kan leef, as die kinders, deel van die koninkryk, in die koninkryk. Wat 'n wonderlike voorreg. Here, dankie dat ons die kon groot maak met ons stemme, met musiek, met ons lywe, U kon aanbid en kon prys. Dankie dat ons weet, Here, dat vir U 'n aangename offer is. Soos 'n wonderlike geur wat opstyg uit die troonsaal. Dat dit van U aanneemlik is. Here, dankie dat ons kan vra, dat U ook nou waar ons gaan luister, dat U vir ons wil leer, wil sê, dat U ons ore sal oopmaak, ons harte sag sal maak. So dat ons nie net sal hoor nie, Here, maar dat dit ons woord vanmôre deel sal word van wie ons is. So dat ons dit ook al gaan leef, in die wêreld buite. Ons bid dit net in Jesus se naam. Amen. As die poppenkassie voor ons staan, dan beteken dit net een ding, en dis wat ons kuiergas het hier vanoggend. Wie van julle wil raai die kuier by ons vanoggend? Dis net een wat by ons kuier vanoggend. Leidraad gee. So wie dink julle kuier vanoggend by ons? Wie van die kinders wil waag om te raai? Wil niemand waag om te raai? Begin met 'n S. Sissie, baie jy nou 'n sus? Ek ken nou 'n sissie. Ja, wat sê jy? Maar klein nog, maar sê maar 'n sissie wees. Sissie kuier hier by ons. Ek wil gou vir julle vra, kom ons roep gou vir sissie. Want weet julle wat? Ek dink sy het 'n bietjie laat geslaap vanoggend. Ek dink sy het 'n bietjie, ons Saterdag gewees, sy het 'n bietjie laat vriend gekyk gisteraand. Soos tieners ons maar baie keer doen. En ek dink sy is 'n bietjie moeg vanoggend, sy het 'n bietjie laat geslaap en sy sit om in die bed uit te kom. So ek dink nie sy is heeltemal reg vir kerk al nie. Maar ons moet maar wag en kyk. Gaan julle saam met my vir haar roep? Wie sal saam met my vir haar roep? Ek hoor as 'n paar wat sê ja. Ek gaan tot 3 tel. Dan roep ons 1, 2, 3, dan roep ons sissie. Okay, maar sodat sy kan hoor, sodat sy wakker kan word hier langs my. Julle reg? Kom ons doen dit. 1, 2, 3. Sissie! Daar's beweging. Ek dink sy het sommer vinnig wakker geskrik. Bietjie vakies, Dominee. Hey, môre sissie. Môre, Dominee. Môre, maatjies. Julle is almal in die kerk vandag. Dis lekker om julle te sien. Sê vir my, het jy lekker geslaap? Ek het Dominee baie dankie. Ja, Ek is so bly jy kuier bietjie vanmôre by ons. Dit is altyd lekker om jou hier so te hê in die Erediens. En weet jy wat? Ons is nie sommer net vanoggend hier so omdat dit 'n Sondag is nie. Natuurlik is elke Sondag vir ons baie belangrik. Maar dit is ook 'n ander spesiale dag vandag. Weet jy wat se dag is vandag? O ja, ek weet. Dis Moedersdag vandag. Dis Moedersdag, ja, dit is heeltemal reg. Nou maat, het julle al vir julle mamas gelukkige Moedersdag gesê? Het julle? Ek hoop julle het vergeet nie. Maar as er nog tyd om te doen, né? So onthou as julle nog nie vir hulle gesê het nie, sê sommer nou vir hulle. Want dit is belangrik dat ons vir ons moeders gelukkige Moedersdag sê. Nou ek weet van die moeders wat hier sit vanmôre het gesê, Dominee het vergeet om te sê gelukkige Moedersdag vanmôre. Maar ek het juist nie gedoen nie, want ek wil nou vir julle elkeen as moeders sê 'n verskriklike gelukkige Moedersdag. Mag julle ongelooflik geseën wees as mamas. En mag hierdie dag, maar elke dag julle regtig die teenwoordigheid en die seën van die Here ervaar. Want mamas, moeders is so belangrik. Hulle is ongelooflik belangrik vir elke kind, maar vir ons samelewing. Ek dink baie keer is mense geneig om te dink, ja, moeders is baie keer maar emosioneel maar as jy so met hulle sterk is dat hulle emosioneel kan wees. Jy is met hulle sterk is dat hulle sag kan wees. Jy is met hulle sterk is dat hulle mense, kinders veral sussie nader kan trek na hulle toe en met liefde kan ontvou. En vandag sê ons net vir julle 'n baie gelukkige Moedersdag. God het mamas spesiaal gemaak. Hy het hulle gemaak met spesiale parte, spesiale stukkies gereedskap om 'n spesiale rol te speel in ons lewens, in ons samelewing. Ja, ek wil 'n kort videoetjie wys wat so ietsie sê ook van wat moeders is en wat moeders doen. Nou, ek duim me vas, ons rekenaar dat die kerk is opgegradeer, so hopelik werk alles mooi vanmôre, ek het dit getoets, maar baie van julle het dit al gesien. Kom ons kyk daarna.
Daar staan onder sy vlerke is ek veilig. 'n moederhen, een moederhen, wat alles sal gee, om haar kinders te beskerm, haar kuikens te beskerm. En weet jy wat, dit staan in die Bybel, dit is nie iets wat iemand uitgedink het nie. Daar staan in die Bybel, in Psalm 91 vers 4, God sal ons beskerm, net sy hen haar kuikens beskerm. Soos hy sy vlerke 'n skildvorm waaronder die kuikens kan wegkry, so kan ons ook onder Gods beskerming gaan wegkry. Maar dit is sommer net enige iemand wat God so beskerm. Nee, dis net die mense wat lief is vir God en naby hom lewe, gehoorsaam is aan hom en so lewe dat die mense kan sien hy is ons koning, wat hy soos hen haar kuikens onder haar vlerke sal beskerm. Dus sussie, het jy al gevoel hoe jou mamma jou so beskerm? Het jy was al iets wat gebeur het ergens in jou lewe waar jy gevoel het jou mamma en my beskerm, soos hy haar kuikens beskerm? Ja, Dominee, onthou Dominee in die week. Ja. Het so baie gedonne weer en gereën nie. Ja. Ek was baie bang gewees. Ek gehuil in die aand. En toe roep ek vir mamma. En toe mamma by ons kom lê, toe voel ek sommer weer baie beter. Net omdat mamma dan naby jou was, voel jy sommer nou baie beter. Ja, baie lekker geslaap toe. Amper soos hy wat daar kuikens of onderarms haar vlerke ingevou het. Ja, maar net soos daai. Ja. Wow. Wat het van julle maats het ook al so ervaring gehad? Hulle bang was en sommer net gevoel het, joh, mamma kom help met, of mamma kom dat ek net so 'n bietjie by mamma kan sit, dat ek net so 'n bietjie veilig kan voel. Of wie van julle se mammas het al vir julle iets gedoen waar jy gevoel het, joh, hulle het uit 'n pad uitgegaan oor soos 'n hoenderhen om vir jou te beskerm. Sit in jou eie op, ek gaan nie vir jou vra om te sê nie. Dit is sommer net hier soos 'n klomp al wat ek gevoel het, né? Ek dink ons almal het al ergens op 'n stadium gevoel dat ons mamma ons so beskerm. Ek wil amper sê soos 'n hoenderhen met haar lewe. Mamma is bereid om regtig alles te doen om haar kinders te beskerm. Psalm 104 sê dat God iets van hom in mamma's amper ingeplant het. Hy het iets van hom in mamma's ingeskep. Want mamma's doen dieselfde as wat God doen met ons. God sal ons beskerm soos hy hen haar kuikens beskerm. En soos hy hen se vlerke skild vorm waaronder die kuikens kan wegkry, so kan ons ook, sussie, weet jy, onder God se arms kan wegkry. Maar ons moet baie mooi hoor wat hier staan. Dis nie sommer net enige iemand wat kan hardloop en onder God se vlerke gaan beskerming kry. Hier staan is die mense wat lief is vir God. Ons wat lief is vir God. Ons wat vir God neerbuig en sê, U is ons Vader, U is ons Here, U is ons Koning, en ons is lief vir U. Ons kry spesiale beskerming by God. Soos na hom toe hardloop, maak hy ons toe, soos hy hen haar kuikens toemaak. Die van ons wat gehoorsaam is aan hom, en so lewe dat die mense kan sien, ons is gehoorsaam aan hom, kan sien dat hy is ons Koning. Dit is vir ons wat hy soos hy hen beskerm. En ons moet dit weet. Ons moet weet dat hy ons soos sy vlerke ons sal vou. En ons sal beskerm. Ek wil as dit nie verder lees. Hoor wat staan daar in vers 5 en 7. En dit is baie belangrik. Jy moet nie bang wees vir die dinge wat jou in die nag laat skrik nie. Of vir die pyle wat mense in die dag na jou te skiet nie. Jy moet nie bang wees vir die pes wat in die donker kom nie. Of vir die dinge wat in die dag alles verwoes nie. En 1000 mense langs jou sterf, of 10.000, sal daar niks wat sleg is met jou gebeur nie. Here sê, kom na my toe. As jy lief is vir my, sal ek jou beskerm, as jy veilig hou, jy hoef nie bang te wees nie. Nie bang vir hierdie dinge wat jou in die nag laat skrik nie. En ek weet van ons kleintjies wat hier sit in die kerk vanmôre, het nog nagmerries in die aand. Nou, wie van julle het nagmerries in die aand? Ja, hy is 'n paar van ons wat 'n nagmerries het in die aand. Die lekkerste ding is om dan op te spring uit jou bed uit en so vinnig as jy kan te hardloop na mamma toe. En by ons huis werk dit ook maar so.
Mamma slaap die naaste aan die deur. So mamma is die een wat eerste moet troos as daar ingehardloop kom met 'n nagmerrie of iets in daai lyn. Dan as mamma daar om te troos. God sê jy hoef nie so in die nag te skrik nie. Want al lê jy alleen in jou bedjie, is God by jou. Hy is daar by jou. Hy sê jy hoef nie bang te wees vir die pyle wat mense die dag na jou kan skiet nie. Mense wat jou van wil boelie, mense wat wil slegte dinge op jou sê. Hy sê moenie nie steur daar nie. Daai pyle kan jou dalk seermaak. En hy gaan niks doen aan wie ek is in God se oë. Jy bly sy kind. Jy bly onder sy beskerming. Soos die God sê vir ons 'n paar dinge hierso wat ons elkeen baie mooi moet hoor. So as jy te doen kry met 'n vyand wat sterker is as jy, sal hy jou aan alle kante beskerm. Nie net van vooraf nie, nie net van agteraf nie, maar hy vou sy vlerk, sy arms om jou, hy beskerm jou van alle kante af. Hy sê so as iemand jou wil vang in 'n net, né, soos mense baie keer voeltjies vang in nette of so, dan sal God gaan en jou weer uit daai net uithaal. As jy losmaak van dit wat jou vashou, van dit wat jy laat voel, jy's gevang. Iemand het iets gedoen wat jou laat sleg, wat moedeloos voel, nie lekker laat voel. As iemand jou boelie, verneder, jou spot, sê hierdie gedeelte dat God self sal kom, jou weer sal opbel, jou naam en ere sal herstel. Hy gaan jy nie los daaronder op die grond nie. Hy gaan jy nie los daar waar jy huil, hartseer is of jy so geboelie word nie. As ons lief is vir hom, kom hy, en hy tel self op, hy versorg ons. En hy sê, as jou vyand dink, dat hy jou uiteindelik gaan wen en doodmaak, soos met leeu's en met slange, dan sal God jou help om dit te oorwin. Hy sal vir jou veilige, ewige lewe gee by hom in sy koninkryk. Maar baie belangrik is dit. Ek gaan dit weer sê, want ons moet dit weer hoor. Daar staan in vers 4, ek sal hom red, omdat hy aanhou om lief te wees vir my. Ek sal hom beskerm, omdat hy my ken. Ons moet aanhou om lief te wees vir God, onder alle omstandighede. Ons moet aanhou om so te leef dat mense kan sien, ons is kinders van God, ons ken God, ons doen moeite met ons verhouding met God. Hy is deel van wie ons is. Verskriklik belangrik. Want sissie, weet jy wat, as ons dit nie doen nie, dan gebeur daar slegte dinge met ons. Dan is dit so dat daar slegte dinge met my en jou gebeur. En dit staan ook in die Bybel. Lukas 13 vers 34. God se woord is self. Ek wil julle baie maal by mekaar maak soos hier na kyk en sonder dat vlerke by mekaar maak. Maar julle wou nie kom nie. Ek wil julle baie maal by mekaar maak soos hier na kyk en sonder dat vlerke by mekaar maak. Maar julle wou nie kom nie. Slegte dinge het gebeur met die Jode omdat hulle nie na God toe gehardloop het en gesê, U is ons God, U is ons koning, vir Jesus erken het as Here en hom aanbid het. Hom gesê het, ons is lief vir U. Daar slegte dinge met hulle gebeur. Want hulle wou nie hoor nie. Hulle wou nie na hom toe kom nie. Hulle wou nie deel word van sy koninkryk nie. Dis vanoggend vir ons 'n aanmoediging. 'n uitnodiging. Jesus sê, kom sodat ek jou met my verder kan toemaak. As jy nie hoor nie gehoorsaam is nie, ver van my af gaan bly, dan sê God eintlik hier vir ons, moet jy nie vir my blameer as slegte goed met jou gebeur nie. Nie vir my kwaad wees as slegte goed met jou gebeur nie. Ek wil jou beskerm, maar dan moet jy naby my wees. Naby my kop bly. 'n verhouding met my leef. As jy na vlerke oopmaak, maar kykens te beskerm. Maar een van die kykens besluit, nee wat, ek gaan nie nou onder mamma se vlerke hardloop nie.
Want daar is 'n wurmpie wat ek eerder wil gaan vang, en ek gaan die wurmpie vang. Wat gaan gebeur? Daai klein kind gaan lekker snack wees vir die valk. Mama staan nie ook verder. Die wurmpie was vir die klein bietjie belangriker geweest. Dis baie keer wat gebeur in die lewe. God trek ons aandag weg van God af. God wat ons graag wil beskerm, God wat graag ons wil wys hoe lief hy vir ons is. God wat sy arms oophou dat ons dit kan inhardloop. En dan gaan ons eerder na dit wat vir ons nou lekkerder lyk en mooier lyk. Nie God se wil is nie. Sonnetjies in ons lewe baie keer. Dan kry ons seer. Dan gaan dit nie goed met ons nie. Dan kry ons baie keer dinge wat in ons pad kom, wat baie sleg is. Maar God beloof vir ons, as ons luister na hom, nie ongehoorsaam is aan hom nie, maar doen wat hy vra, dan sal hy ons toemaak met sy vlerke, om ons in sy beskerming inneem, en sal ons vir ewig saam met hom lewe, maak nie saak wat gebeur. Dit is presies ook wat gebeur, sissie, as ons nie na ons mamas luister nie, ongehoorsaam is aan ons mamas, nie doen wat hulle vir ons vra nie. Is dit nie so nie? O ja, Dominee, ek moet die, was laas week op die stout gewees. Weet Dominee wat? Ons het lekker in die huis rondgehardloop en aangespeel. En toe sê mama, ons moet ophou, een van ons gaan seer kry. Maar toe sê ek gaan om basketbal te gaan aan. Toe speel ons weer in die huis en ek maak toe vir Boetie aan, maar weet Dominee wat? Dominee, Boetie kan baie van hom hardloop en hy hardloop toe en hy kom vir my en toe stamp hy die pot om wat daar voor staan, maar sy fynrit, spruitrit, blompot. Toch. En toe breek dit, ons was baie bang gewees en toe kom mama, toe skel sy ons weer uit en sy het gesê, ons moet luister en ons wou nie. Maar weet jy nie wat? Sy is nog steeds lief vir ons. Sy is baie lief vir ons, sy het ons vergewe. Ag, dit is wonderlik, nee, mamas bly altyd lief vir ons, maar partykeer moet hulle kwaai wees as ons nie luister nie, want dit is net om ons te beskerm, nee. Dis net om my arms om ons te vou en te sê, maar jy weet hoe kom jy nou seer gekry het, of jy weet hoe kom jy nou na doelpunt gebreek het, dis omdat jy nie geluister het, nie gehoorsaam was nie. Maar kom, ek wil nog steeds beskerm, ek is nog steeds lief vir jou, en niks kan dit ooit verander. En vir ons wat kinders van God af, God is werklik presies so. God sal altyd lief bly vir ons. Maar partykeer gebeur daar sleg goed met ons as kinders van God ook, wat lief is vir hom, wat hy altyd net vir ons wil wys en herinner, maar onthou om gehoorsaam te wees aan my. Onthou om te luister as ek praat. Onthou om te doen wat ek vra. En dan sal jy altyd veilig wees. En sy nie per ongeluk daai simpel goedjies aanvang wat maak dat slegte dinge met jou gebeur. Watter van julle maats het al ongehoorsaam gewees en dan seer gekry of iets slegs het gebeur omdat jy nie geluister het na mamma nie? Wie van julle het al so iets gedoen, dit ervaar, dit beleef? My ma het altyd gesê, van lekker lag kom lekker huil. Nee, dan praat sy en sy praat en sy waarsku ons en gaan te kere, maar ja, ons is mos maar jonk en klein en vol energie en ons oor is op ons boude. Daai tyd het ons oor op ons boude gesit en weet nie wat dit vandag nie, maar ons luister nie, ons gaan net aan. Uiteindelik kry ek seer. En ons begin huil. Maar hy ons 2 keer. Daai tyd die pap het ook nog gepraat, daai boude, daai oor wat op die boude sit so 'n bietjie oop te maak. Dan hy ons 2 keer. Ons seer gekry het omdat ons stout was en wat mamma vir ons moes wys. Mooi manier gewys het. Jy moet luister as ek praat, dat ek weet beter. Ek wil jou graag beskerm, jou veilig hou. Dis presies wat God vanmôre vir ons wil sê. Onthou om te luister as ek praat. Doen wat ek sê, wees gehoorsaam aan my. Ek wil graag hê jy moet veilig wees. Ek wil graag hê jy moet gelukkig wees. Ek wil graag hê jy moet die beste van die lewe ervaar. Maar dit sal net gebeur as jy naby my bly. Lief bly vir my. Gehoorsaam bly aan my. Dan sal jy die goeie dinge beleef. Die
die beskerming beleef, dan sal jy ervaar dat God altyd vir die krag gee om weer op te staan en aan te hou, voluit te hardloop met die wedloop van die lewe. So gaan ons dit doen, gaan ons vir God vra om ons te help, dat ons gehoorsaam kan bly, dat ons altyd naby hom sal bly, lief sal bly vir hom, en nie sal weghardloop van hom af na die drinkies in die wêreld, dat ons laat seer kry. Dink ons dit doen? Ja, dit doen elke dag. Nou kom ons doen dit sommer nou. Kom ons maak die oop toe, en kom ons vra vir die Here om ons te help. Here, baie dankie dat U vanmôre vir ons kom sê het, dat U ons graag wil beskerm, soos hy na kykens beskerm, so wil U ons beskerm. Soos ons mamas ons beskerm, of ons lief is, of ons omgee, en baie keer vir ons lessies leer, sodat ons kan onthou om volgende keer te luister. U ook vir ons lesse leer in die lewe. Dat ons eintlik nader trek na U toe en gehoorsamer maak aan U. Waar U vir ons kom sê, maar U is lief vir ons, U gee om vir ons, en U wil net die beste vir ons hê. Here, ons wil kom bid vanmôre dat U ons sal help om gehoorsaam te bly. Dat ons nie sal weghardloop agter die lekker dinge van die lewe aan, Here, en vergeet van U beskerming nie. Weghardloop van U beskerming af nie. Dat ons altyd sal sien hoe U met oop arms staan, en as U roep, sê kom man, dan is ervaar ek wil U beskerm. Dat ons sal gehoorsaam wees en in die arms sal onhardloop. En ervaar wat U beskerming te ervaar. Here, dankie dat U so lief is vir ons. Dankie dat U alles bereid is om te gee, sodat ons as U kinders veilig en gelukkig en naby U kan wees. Dankie dat U selfs bereid is om te sterf vir ons, sodat ons vir ewig kan lewe saam met U. Nesreen, bereid is om te sterf vir haar kykens, sodat ek kan lewe, nie gevang word deur die valk nie. Dankie dat elkeen van ons dit kan ervaar, wat U vir ons lief is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dis ek is sommer lus om nog 'n lekker liedjie te sing. Dink jy ons afsluit met 'n lekker liedjie? Ja, right, sien ek. Ja, dis 'n liedjie waar ons op vir die Here sê, waar ons kom bely dat Here, ons weet dat om naby U te wees die heel beste is vir ons. Dat daar niks beter is as dit nie. Want by U voete kry ons beskerming, vir ons veilig, ervaar ons liefde. En kom ons sing dit vanmôre vir die Here. Aan die voete Here is die beste plek. Daarom kniel ons voor U. Thank you.
waarom ons altyd oop is om ons te seën en te beskerm. Kom ons gaan leef deur die beskerming van die Here. Deur liefde bly vir hom en naby hom te leef elke dag. Want dis 'n belofte. Die seën wat die Here vir elkeen van ons gee is 'n belofte. Is vas en seker. Hy sal jou steun. Hy sal jou beskerm. Hy sal jou toevul met sy liefde. Hy sal naby aan jou wees. Hy sal jou veilig hou onder sy vaderarms. Amen. Baie spesiale dag vir ons moeders verder. Dit is nou lekker vandag. Tot ons mekaar dan weer sien. Vrede.